Goeienaand. Welkom by ons Pinksterdiens. Ons tema is om Christus na te volg. Dis 'n voorreg aan die hand van 1 Petrus. Kom ons stel ons in op die Here se teenwoordigheid met die pragtige lied 526, waar daar liefde is en deernis, daar is God. Ons het dit nou gesing. Ons glo dit. Ons weet dit, dat U daar is, waar U liefde heers, waar ons omgee vir ander. Here, gee dat dit nie net ons geloof sal wees nie, maar ook ons belewenis, dat U nou hier by ons teenwoordig is. Praat met ons, Here, deur die woord, gryp ons vas deur die Gees, dat ons ook U stem kan hoor. Lei ons in ons gebede, as ons saam voor U buig. Amen. Ek lees die ou Halleluja lied 315, strome van seën. Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verkoeking vloei uit ons heiland en hoof. Strome van seën, gee van U volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe daal met verfrissing tans neer. Skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, gee van U volheid ons weer, reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer, dorstig en biddende wag ons, word hier verheerlik, o Heer. Strome van seën, gee van U volheid ons weer, reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome. Ons skriflesing vanaand is 1 Petrus 2, ons lees van vers 18 af. Op skrifgie is Christus die voorbeeld vir die wat ly. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Het is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees.
as julle gestraf word wanneer julle oortreed, wat 'n verdienste is daarin as julle dit verdra. Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het dan nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na die herder en die bewaker van julle lewe. Dit is die woord van die Here vanaand. Vers 19, dis genade. As iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy getrou aan God wil wees. Daar kom tye in 'n mens se lewe wat jy voel, nou is dit dan genoeg. Nou het ek genoeg opgevreet, nou het ek genoeg verduur, so kan dit nie aangaan nie. Ek moet iets doen om terug te beklei. Of dit dan met 'n afjak is, of dit met 'n daad van vergelding, met 'n wrok, of wat ook al. Ek het nou genoeg gehad. Dit was die laaste keer dat sy my met haar tong gaan stik en sny. Dit is die laaste keer. Ek gaan nie eenvoudig nie toelaat dat hy langer op my trap nie. Ek het al so gevoel, en ek is redelik seker, julle het ook al so gevoel. Die mense aan wie Petrus skryf het beslis so gevoel. Ons moet onthou dat meeste van hulle slawe was. Slawe sonder enige regte, sonder enige voorregte, in besitting van hulle eienaar. En die eienaar kon met hulle maak net wat hy wou. Kon hulle mishandel, kon hulle geslaan het, kon hulle selfs doodgemaak het, want hulle was sy besitting en hulle het geen regte gehad. Alle base was gelukkig nie so nie. Maar daar was destyds soos nou base wat bitter onregverdig kon wees, selfs wreed. En dan het die mense aan wie Petrus geskryf het, daaronder gelei. Mens kan jou indink, hoe dit gevoel het vir 'n slaaf, as die baas hom onregverdig en wreed behandel, al doen hy sy bes. Petrus skryf hieroor en hy gee baie merkwaardige raad vir ons, of voorskrif kan ons lekker sê. Hy sê, op daai punt, wanneer dit met jou sleg gaan, wanneer jy mishandel word, wanneer jy ly, moet jy onthou, dis nie net jy wat dit oorkom nie. Christus het ook gelei. Hy absoluut onskuldig. Moes hy dit ook verduur, en tot die dood toe verduur. Hy is gekruisig, doodgemaak, onskuldig, sonder om terug te beklei, al kon hy ook. Hoor wat skryf Petrus hier in vers 21 tot 23. Juis hiervoor is julle geroep, omdat Christus self vir julle gelei, en so vir julle voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen en uit sy mond het dan nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig het. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Ons moet onthou, as ons onregverdig ly, Christus het ook onregverdig gelei, en veel erger is ons. En ons moet dit nie net onthou nie, dit moet vir ons 'n voorbeeld wees. Ons moet hom navolg.
Nou sê jy miskien daar in jou hart, ja, maar jy ken nie van my en my omstandighede, en jy weet nie van my skoonpa en hoe hy kan wees. Jy ken nie my buurman, en jy ken nie my kollega, en jy ken nie my baas. Wat al die eer vir hom vat vir die harde werk wat ek doen nie. Jy weet nie hoe my man kan word as hy kwaad is nie. En buitendien moet jy realisties wees, as 'n mens so is en maar die lyding verduur, gaan jy ondergaan. Mense gaan op jou trap. Jy gaan nêrens kom in die lewe nie. Dan wil ek jou antwoord, dis nie ek wat so sê nie. Dis die Here wat dit vra. Hy vra nie vir ons om realisties te wees, hy vra van ons om sy voorbeeld te volg. Hy het immer self onskuldig gelei en gesterf vir my en vir jou. Dis hy wat dit vra. Dan kan nie maar net sê, dis net superchristene wat so kan leef nie. Wat die Here Jesus hier vir ons vra, is onlosmaaklik deel van Christen wees. Daarom sê Jesus op 'n ander plek, as ons nie ons kruis opneem en hom volg nie, kan ons nie sy kinders wees. Die bekende Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer sê, die groot probleem in ons sogenaamde Christelike wêreld is dat ons almal in naam Christen is, maar sonder dat ons almal waarlik volgelinge van Christus is. So word die genade goedkoop gemaak, sê hy, van kosbare genade maak ons goedkoop genade sonder navolging, skryf hy. Genade van God, sê Petrus hier in vers 10, is om lyding te verdra wanneer jy goed doen. Dis genade om te ly. Dis wat Petrus sê. En iewers op 'n manier wat ons nie mooi kan deurdink nie, mooi kan verstaan nie, kry ons deel aan Christus se lyding wanneer ek en jy ly. Wanneer ons die swaar verduur. Op 'n manier buig ons daardeur in onder Christus se kruis. Word sy lyding en ons lyding een. Dit inspireer mens. Dit maak jou lyding makliker. Vreemd genoeg maak dit ook dat jy oor jou eie lyding dink as 'n vreugde. Iets om oor te juig. Want dan draai jy die kruis saam met Christus. Dis dan dat jy in jou lyding ontdek dat Christus verlossend teenwoordig is in jou lewe. Dat hy jou help in jou swaar. Mag jy dit ook in hierdie dae ondervind. Dra jou deel aan die lyding van Christus. Dis 'n voorreg. Amen. Ek wil nou geleentheid gee vir stil gebed. Bring jou seer, jou lyding, jou persoonlike nood na die Here Jesus en lê dit voor sy voete. Onthou hy ook vir jou en jou swaar gelei. Praat met hom daaroor. En dit dan in die volgende ronde verander wat ook lei. Hongerig is, werkloos is, siek is, treurendes, moedeloos is, bekommerdes, soekendes. Moenie so
daar's geleentheid vir gebed. Here Jesus, U is ons herder, en daarom kom ons niks kort nie. U laat ons in groen weivelde rus, U bring ons by waters waar daar vrede is. U gee ons nuwe krag, U lei ons op die regte paaie tot die eer van U naam. Selfs al gaan ons deur donker diepte, sal ons nie bang wees nie, want U is by ons, in U hande is ons veilig. U laat ons by 'n feesmaal aansit terwyl ons teestanders moet toekyk. U ontvang ons soos 'n eregas en oorlaai ons met hartlikheid. Goedheid en U liefde bly elke dag by ons en ons sal tuis wees in U huis tot in lengte van dae. Amen. Ons slotlied is lied 588, O God van hoop. O God van hoop, gee ons U vrede. Leer ons as kinders op U wag. Ons wil in stryd en moeilikhede van U alleen ons heil verwag. As ons geen weg meer verder sien nie, help ons om net op U te bou, wat onaantastbaar, vas en seker U woord en U beloftes hou. Ons het 'n hoop, wat oor die einde, oor sterwensuur en graf heen reik. Dis onaantastbaar, vas en seker as alle aardse dinge wyk. Ons het 'n toekoms saam met Christus, die einde is maar die begin, die dood is oorgang tot die lewe. Ons woon by God vir ewig in. Nooit kan geloof te veel verwag nie, want God bly aan sy woord getrou. Geen grense is daar aan sy mag nie, hy sal al sy beloftes hou. Die hoop op hom vervul ons lewe, laat ons die koninkryk verwag, totdat die volheid van sy vrede nie deurbreek op die laaste dag. Ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees ons voorspraak by ons elkeen wees.